Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie donderdag, die 9de April 2026. Ek is Jacques Pieters. Hierdie is Brood vir die Siel, 072 02 02 615. Onlangs luister ek na 'n gesprek van 'n paar mense, en ek meng nie in nie. Ek hou my maar dwaas tussen hulle. Van hulle is pastore. En een van die pastore sê, maar God sal nie hierdie dinge doen nie. God is 'n God van liefde. En dit verbaas my. Dit verbaas my dat iemand wat 'n pastoor is, iemand wat 'n kudde behoort te lei, 'n gemeente te behoort te lei, of om die woord in waarheid te spreek van God, om die woord van God oor te dra in waarheid, jok so vir mense. God is 'n God van liefde. Hy sal nie sulke dinge doen nie. En dit is juist die gesprek gaan oor oorlog, dinge wat besig is om te gebeur in die wêreld. Jy weet, en ek dink dadelik vanmôre, terwyl ek dink aan die storie, terwyl ek die woord soek en deurblaai en deursoek, en met die Here gesels vanmôre, dink ek dadelik aan die woord in Matteus 10, vanaf vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen dogter en haar moeder, en skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang, en wie 'n regverdige ontvang omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. Dit is Matteus 10 vers 34 tot 41. En ek dink aan die woorde van Jeremia, en ek gaan soek dit op vanmôre. Jeremia 25 vers 13, en ek sal oor die land bring al my woorde wat ek daaroor gespreek het, alles wat geskrywe is in hierdie boek wat Jeremia geprofeteer het oor al die nasies. Jy weet, baie mense sê die Ou Testament is uitgeleef. Jy weet, ons gaan kyk na die profetiese boeke soos Daniël. Daniël spreek oor dinge wat nêrens in die Nuwe Testament opgeteken is of herhaal is nie. Maar daar word verwys in die Nuwe Testament dit waaroor Daniël gespreek het. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons gebeurtenisse. Nou, baie van Daniël se leeftyd het te doen gehad met Babylon. En hier in die boek van Jeremia kry ons dit ook. Vers 14 van hoofstuk 25 sê, want hulle sal ook diensbaar gemaak word deur magtige nasies en groot konings, en ek sal hulle vergelde ooreenkomstig hulle dade en die werk van hulle hande. Want so het die Here, die God van Israel, vir my gesê, neem hier die beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur, dat hulle kan drink en waggel en rasend word weens die swaard wat ek onder hulle stuur. Die swaard beteken oorlog, net soos wat Jesus gesê het in Matteus 10 vers 34, hy het die swaard gebring, tweedrag, oorlog, vyandskap. Vers 17 van Jeremia 25, en ek het die beker uit die hand van die Here geneem en al die volke laat drink, na wie die Here my gestuur het. Dan gaan ek oor na vers 27, en jy moet vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, drink en word dronk en spieg en val neer
en staan nie weer op nie weens die swaard wat ek onder julle stuur. En as hulle weier om die beker uit jou hand te neem om te drink, moet jy vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, drink sal julle. Vers 33, en die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees. En hier kom die waarskuwing in. Huil, o herders, en skree en wentel julle in die as, julle maghebbers van die kudde, want vol is julle dae om geslag te word, en ek sal julle verbrysel, en julle sal val soos 'n kosbare voorwerp. Dan sal daar geen toevlug wees vir die herders, en geen ontkoming vir die maghebbers van die kudde nie. En hierdie woorde is spesifiek aan leraars. Mense wat hulle self profete gemaak het. Mense wat leiers is in geloof van God die Vader. Mense wat die woord van God oordra. Omdat daar so baie vervalsing is dit wat oor die herders gaan kom. Hoor geskreeu van die herders en gehuil van die maghebbers van die kudde, omdat die Here hulle kudde verwoes, en die weivelde van vrede word verwoes, weens die torengloed van die Here. Hy het soos 'n jong leeu sy lêplek verlaat, want hulle land het 'n woestyny geword, weens die gewelddadige swaard, ja, weens sy torengloed. Gaan lees gerus die hele Jeremia 25, want ook in Jeremia 23 vers 1 tot 4 is daar waarskuwing aan die herders. Wee die herders wat die skape van my weideland laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Jy weet, dit is 'n duidelike waarskuwing, dat elkeen wat 'n herder is, elkeen wat 'n pastoor is, 'n leraar is, 'n dominee is, moet seker maak, dit wat hulle preek staan in die woord van God. Dit help nie jy sê, daar is vrede, God is 'n God van liefde, en jy vertel nie die mense van die toren van God wat gaan neerkom op die aarde nie. En die woord is baie spesifiek en duidelik daaroor. Ons kan nie net die goeie uit die Bybel uitneem nie, ons kan nie net die mooiste dinge neem nie, en dan is mense wat nie tot bekering kom, omdat hulle glo God sal hulle nie aanraak nie. Want jy sien, God is van die begin af dieselfde, hy het nog nooit verander nie. In Jeremia 14 vers 11 verder het die Here vir my gesê, bid nie vir hierdie volk ten goeie nie. As hulle vas, luister ek nie na hulle gesmeek nie, en as hulle brandoffer en spysoffer bring, het ek in hulle geen behaag nie, maar deur die swaard en deur die hongersnood en die pes maak ek hulle tot niet. Wat waarsku Openbaring 6 ons mee? Openbaring 6 vers 1 tot 11. 1 tot 8, ekskuus. Openbaring 6 vers 1 tot 8. Oorloë, pestsiektes, selfs diere wat mense gaan doodmaak, wilde diere, aardbewings, verwoesting, hongersnood. En waar staan jy? Waar staan jy in hierdie dae? Is jy gereed om manna uit die hemel uit te ontvang? Of dink jy hierdie dinge gaan nie in jou tyd gebeur nie? Lees Matteus 1:24, Matteus 24 vers 1 tot 14. Hierdie dinge is in die tyd van smarte, voor die groot verdrukking alreeds aan die gebeur. Voor die groot verdrukking. Vers 13 van Jeremia 14. Toe sê ek, ag Here, Here, kyk, die profete sê vir hulle, julle sal geen swaard sien en geen hongersnood hê nie, maar ek sal julle 'n duursame vrede gee in hierdie plek. Luister nie na die verkeerdes nie. Bepaal jou aandag op die woord van God. Kom ons bid. Hemelse Vader, help ons, Here, om ons oë te open, om ons ore te open, volgens die gees van U, Vader. Gee ons die leiding, leer ons, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat die wêreld jou nie mislei nie. Groete.